Hallo julle, Glenn Buys hier uit die Amazonheid. Ek wil graag vir julle 'n storieetjie vertel wat onlangs gebeur het. Daar was 'n man, 'n wonderlike man van die Here wat dood is in hierdie paar afgelope dae. Sy naam was Minkayi en hy was 'n Indiaan van die Waodani tribe gewees in Ecuador. In 1956, toe het 5 sendelinge, Steve Saint, Jim Elliot en 3 ander sendelinge, jong manne, het hulle gegaan na daai stammetjie toe, die Waodani stam toe, en was hulle doodgemaak gewees deur hierdie stam. En een van die mense wat die sendelinge doodgemaak het, was Minkayi gewees. En 2 jaar daarna het hulle weer kontak gemaak, die vrouens van hierdie manne wat oorlede is, het teruggegaan na die stam toe en het onder hulle gaan woon. En een van die seuns van Nate Saint, sy naam is Steve Saint, hy leef nog steeds. Hy het vir Minkayi, die man wat sy eie pa fisies doodgemaak het met 'n spies, het hy aangeneem as sy pa. En hy het Minkayi se seuns het vir hom geleer om met 'n blaaspyltjies te jaag en met pyl en boog te jaag. En Minkayi, die man wat sy eie pa doodgemaak het een van sy beste vriende geword ooit. En wat vir my aangegryp het deur die hele ding, die verhaal is, Steve Saint sê dit was een van sy beste vriende gewees en hoe hy waardeer, hoe hy in die lewe baie geleer het by hierdie man wat sy pa doodgemaak het. Obviously het die man sy saak met God reggemaak 'n paar jaar nadat hy die man doodgemaak het, Nate Saint. Maar in elk geval, weet jy wat was vir my die kosbaarste gedagte, was dit gewees, toe Minkayi in die hemel kom. Ons kan maar net dit bedink, dit staan nie in die Bybel nie, maar net die gedagte dat dit dalk 'n moontlikheid is. Die oomblik toe Minkayi in die hemel kom, obviously, die eerste persoon wie hy na toe gehardloop het, was Jesus Christus gewees. Maar die gedagte van, toe hy vir Nate Saint, die man wie hy doodgemaak het met 'n spies, toe hy hom sien in die hemel, net die oorweldigende trane en die fenominale hereniging, die herontmoeting wat hulle gehad het, en hoe, ek dink net in my gedagtes, menslike gedagtes is, hoe hy 10-10-1 vir Nate Saint sou gesê het, broer, baie jammer dat ek jou doodgemaak het, maar baie dankie dat jy jou lewe vir my, ek het nie jou doodgemaak nie, jy het jou lewe vir my gegee, soos wat Jesus sy lewe vir my gegee het. En daaroor kan ek vandag hier in die hemel vir jou ontmoet. En hoe hulle uitgeruil het storieetjies van hoe hy sy seun gesien het opgroei en al die dinge, né? En wat hy nie kon geniet het nie, want hy was nou vroeg dood gewees. Maar ja, net die gedagte daaraan dat dit moontlik, hoe die gedagte daarna agter van hoe die ontmoeting in die hemel sou gewees het. Nommer 1, met Jesus Christus, ja, God die Vader, die Seun, die Heilige Gees en die engele, maar ook die herontmoeting van Nate Saint, Jim Elliot en die ander 3 sendelinge en Minkayi wat gesterf het hierdie paar dae terug. Die Here seën vir u. Bye.